Goeiedag. Die feit dat jy hierna kyk en dat jy hierna luister, beteken dat jy vanoggend wakker geword het. Dit beteken dat jy vanoggend jou oë oopgemaak het binne in hierdie wêreld. En ek wonder, waarvan was jy bewus die oomblik toe jy wakker geword het? Wat was die eerste ding waaraan jy gedink het? Was dit eintlik maar net al die goed wat ek vandag behoort te doen, of dat ek half laat is, of wat die goeders is wat vir my wag binne in die week, of was jou eerste gedagte dalk 'n gedagte na die Here se kant toe, dat die feit dat ek my oë kan oopmaak, dit God is, wat ook vir my sorg. En as jy op die Sondag wakker geword het soos nou, is jy bewus daarvan, en onthou jy dat Jesus Christus die Here is, wat opgestaan het uit die dood, en dat ons dit elke Sondag vier, en omdat hy opgestaan het, ons weet, ons sondes is vergewe, dat ons weet, dat die Vader die versoening van Jesus aanvaar het, dat hierdie opstandingskrag van Jesus Christus ook 'n werklikheid binne my lewe is, en dat ek ook vandag binne my eie individuele lewe 'n bepaalde verantwoordelikheid het ten opsigte van die Here, dat dit nie alleen 'n ons ding is nie, maar baie sterk ook 'n ek ding. Psalm 123 sê, ek sien na u op, u wat in die hemel heers, soos die oë van 'n slaaf gerig is op die hand van sy eienaar, soos die oë van 'n slavin gerig is op die hand van haar eienares, so is ons oë gerig op die Here ons God, totdat hy hom oor ons ontferm. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede word jou ryklik geskenk van God ons Vader, van Christus Jesus ons Here, en dit alles gebeur deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Kom ek lees vandag saam met jou uit Psalm 116. Opskrif hier daar, ek het die Here lief. Ja, terwyl ons so praat van individualiteit, ook in terme van ons godsdiens, in terme van ons eie geloof, persoonlike geloof, ons denke oor God, sê 'n mens partykeer ook vir die Here, of praat 'n mens oor die Here en sê, ek het die Here lief, maar het jy al vanmôre vir die Here gesê en vandag gesê, Here, ek het u lief, soos wat jy dit vir jou geliefdes in jou lewe sal sê, ek het jou lief. En dan ook 'n lewe lei wat wys dat jy hulle lief het. Het jy al vanmôre vir die Here gesê, of is dit die eerste ding wat jy doen, waarmee jy die rooi dag sou wakker maak, is om te sê, ek het die Here lief, ek het u lief, Here. Kom ons sluit ons oë vir 'n oomblik, en dan gaan ons saam lees. Hemelse Here, baie dankie, ook vir hierdie wonderlike ervaring, vir die verwondering dat ons oë kan oopmaak, dat ons kan weet dat u leef, dat u regeer, dat u heers, dat u ons God is, dat u ons Vader is, dat u ons Here is, dat u ons Verlosser is, dat u ons Koning is, dat u by ons en in ons woon en deur ons wil werk. Here, ons prys u vir die oomblik, ook saam om sommer net u wonderlike naam te kan eer, die lof, die dank, die eer, die aanbidding ook vir u te bring. Baie dankie dat ons ook rondom die woord kan verkeer, ook rondom 'n ou psalm wat ons so baie keer ook gesing het, en Here, dan wil ons bid dat u hierdie woord ook sal heilig, ook aan ons as mense, en dat u, wat waarlik is, die brood van die lewe, ook vir ons hierdie brood wat u vir ons gee, dat ons dit ook so saam kan breek, en dat ons daaruit kan sterk word en groei, tot u eer in Jesus naam. Amen. Psalm 116 sê, ek het die Here lief. Ek het die Here lief, want hy verhoor my smeekgebede. Hy het na my geluister toe ek hom aangeroep het. Bande van die dood het my omsluit, doodsangs het my aangegryp. Ek het benoud en bekommerd geword, toe ek die naam van die Here aangeroep. Here, red my tog. Die Here is genadig en regverdig. Ons God ontferm hom oor ons. Die Here beskerm die hulpeloses. Ek was magteloos, maar hy het my gered. Ek moet nou tot rus kom. Die Here het goed aan my gedoen. U het my van die dood gered. U het 'n einde gemaak aan my trane. U het gesorg dat ek nie weer struikel nie. Ek kon voor die Here bly wandel in die land van die lewendes.
Ek het in U bly glo, selfs toe ek gedink het, dis klaar met my, en toe ek in my vertwyfeling besef het, ek kan op geen mens staat maak nie. Hoe sal ek die Here vergoed vir al sy weldade aan my? Met 'n drankoffer sal ek van sy redding getuig, en die naam van die Here aanroep. My geloftes aan die Here sal ek betaal in die teenwoordigheid van sy hele volk. Vir die Here is die dood van sy troue dienaars geen geringe saak nie. Ek is die dienaar, Here, van my geboorte af, al is ek U dienaar. U het my vrygemaak. Ek wil U loof met 'n dankoffer. Ek wil die naam van die Here aanroep. My geloftes aan die Here sal ek betaal in die teenwoordigheid van sy hele volk, in die voorhowe van die huis van die Here, binne in jou Jerusalem, prys die Here. Tema vir vandag, waaroor ek met jou wil praat is, ek het die Here lief. Rusplek waar herinneringe nuwe hoop word. Die rusplek waar herinneringe nuwe hoop word. Onthou jy, so lank gelede toe ons dit eintlik nog kon doen, toe was daar sulke plekke gewees langs die pad, waar jy kon aftrek as hierdie moerreisiger, waar jy met veiligheid eintlik kon aftrek, en wat dit letterlik, wat dit was asof daar 'n tafel vir jou berei is, toe daar tafeltjies en bankies gestaan het langs die pad, so soms onder die eensame boom, soms onder 'n kolbome, daar 'n plek was waarin jy jou veilig goed kon uitgooi, of kon ingooi, om die omgewing ook skoon te hou. Onthou jy, hoe lekker dit as gesin sou gewees het, wanneer julle saam is en iets van hierdie geruite of geblokkieste tafeldoeke kon vat, my kop kom sommer die rooie uit, wat jy oor die tafel sou gooi en die padkos uithaal, en sou kon saam eet, saam met mekaar. Nou deesdae is dit nou 'n bietjie anders, dan stop ons nou maar by hierdie eenstop plekke. Maar daardie was besondere geleenthede. Hoekom is dit so besonder? Hoekom praat ek daarvan? Want ek praat daarvan eintlik as 'n rusplek langs die pad. As die pad nou baie lank geword het, en jy het gery, dan was dit hierdie gedagte van ek stop vir 'n oomblik. En ek reflekteer net vir 'n oomblik oor die pad. Ek draai so om, en dan kyk ek terug aan die pad waar ek vandaan kom. En dan kyk ek weer na vorentoe waarheen ek op pad is, en beleef iets van myself, iets van my moeg wees of van my ervaring wat ek binne in die oomblik het, ook binne in hierdie reis waarmee ek vir die oomblik besig is. Nou Psalm 115 praat nogal baie, veral in die begin, oor die ons ding, waarin Psalm 116 baie meer gaan oor die enkel persoon, wat natuurlik ook uitmond binne in die gemeenskap van die gelowiges, in die teenwoordigheid van ander, ook in terme van getuienis vir die persoon lewe, maar is baie sterk ook op die self gerig, soos sou jy self vir 'n oomblik langs die pad kom. Dis was 'n tipe van 'n oriëntasiepunt wat 'n mens dan sou hê. En dit is iets wat Psalm 116 ons by wil uitbring. So 'n oriëntasiemoment. Want sien, die lewe is nie altyd maklik nie. Daar is ongelooflik baie uitdagings. Baie uitdagings wat elkeen van ons binne in ons lewe beleef. En as ons dan kollektief daaroor sou wil praat, sou ons kon sê, ons saam, almal ook, as lede van 'n gemeenskap of 'n gesin of wat ook al, beleef ook baie saam van die uitdagings wat daar is. Ook ons as kerkgemeenskappe beleef die uitdagings. Ons land beleef baie van die uitdagings. Maar belangrik, sommer vir die oomblik, is ook jouself. Want hoe voel jou lewenspad vir jou in hierdie oomblik? Is jy iemand wat 'n belewenis het van ek het rus binne myself, of is jy iemand wat jouself weer 'n slag moet oproep daartoe om te sê ek moet weer terugkeer na 'n ruspunt toe, na 'n tuiste plek toe binne myself, en dit is wat God vir ons in Christus Jesus wil gee. Wat hy in Christus by ons kom bewerk het, is dat daar ware rus binne in ons sou wees. Iets van die oorbekende, baie bekende vrede, waarvan Filippense 4 ook met ons praat.
Maar dan beteken dit dat ons vir 'n oomblik ook altyd tot stilstand moet kom. Iets van die Here beleef waarbinne ek is, maar met die oog op die pad wat vorentoe gaan en die pad wat ook terug is. Maar kom ons kyk vir 'n oomblik na die pad terug. Wat is die een ding wat ons altyd kan onthou? Waaroor ons in verwondering raak, waaroor ons kan dankbaar wees, waarvoor ons die Here nooit genoeg kan loof nie, is die feit dat hy getrou is. Dat hy getrou is, dat hy die Here is, wat konstant, voortdurend ook besig is om na my gebede te luister. Of my gebed na die gebed in my binnekamer is, of dit die gebed is wat ek bid, binne by my benoude oomblikke, wanneer iets besig is om met my te gebeur, of is dit sommer daai oomblikke wanneer ek buite toe sou staan en iets van 'n verwondering sou beleef oor die Here, maar belangrik is dat die skrywer hiervan iets van homself beleef, ook binne in sy benoudheid, sy smeek gebede, dat die Here na hom geluister het, dat die Here elke keer na hom luister. Die Here het na hom geluister in sy genade, regverdigheid en ontferming. Ja, ons gebede gaan nie plafon toe nie. Ons gebede land, ons gebede is soos wierook wat voor die Here kom, wat uitgegooi kan word, waarvan Openbaring 5 en 8 ook praat, wat uitgestort word vir die Here, spesiale wierook, want wierook was mos iets wat gebrand moes gewees het in die heiligdom van God, spesiale wierook wat jy nie vir jouself vir ander geleenthede moes kon gebruik nie, maar wat gewy was aan die Here. So is ons gebede, en so belangrik is ons gebede mos vir die Here. Ek dink sommer net so onwillekeurig ook aan Jakobus, julle bid nie, of julle kry nie omdat julle nie bid nie. En hoe belangrik gebed eintlik is, dat iemand soos Elia was 'n gewone mens en hy het gebid dat dit nie moet reën nie, en hy het weer gebid dat dit moet reën, en dit het gereën. God wat na ons luister. God was, soos ek terugkyk, as ek hier langs die pad is en ek na my lewenspad en ek gooi my tafeldoekie oor en ek pak my kos hier langs die pad uit en ek staan so vir 'n oomblik en ek kyk terug en ek sien op hierdie lewenspad wat vir die oomblik vir my dalk 'n bietjie moeilik is, taai is, hard is, God het na my geluister, want die Here is getrou, die Here is waar. So ek die Engelse woord sou kon sê, die Here is true vir ons, altyd deur. Hoeveel gebede bid 'n mens nie uiteindelik altyd nie. En dan nou so binne in die oomblik in die hede. Op grond van al hierdie dinge, die belangrikheid daarvan, dat ek dan tot rus moet kom. Kom weer tot rus my siel, is eintlik die woorde wat 'n mens sou sê. En as ek praat van my siel, dan praat ek ook van my ek wees, van my totale mens, dat ek met my totale mens weer tot rus moet kom. Want soms is dit moeilik om te bedaar. Die hart wat daarom so erg kan klop, nee. Dat die adrenalienvlakke binne in ons liggame so onsaglik hoog is, en gifstowwe en goeders maak, dat as ek gaan lê, dat ek nie kan slaap nie, dat hier binne my sommer net te veel bons, dan te sê, maar ek moet weer tot rus kom. Soms is dit moeilik om te bedaar. Ek sit in die angs van die lewenspad, en dan trek ek af, dan is dit belangrik, kom tot bedaring, rus weer. Laat die vrede wat alle verstand te bowe gaan, regtig oor jou hart en jou gedagtes die wag hou. Want die belangrikheid is vir die psalmdigter, hy kan weer tot rus kom. Want die Here het goed aan hom gedoen. Die Here het 'n einde aan sy trane gemaak. Hy kan reflekteer daaroor. Einde aan sy trane gemaak. Die situasie waar hy gekom het, was net vaag weg. Daar moes doodsangs, as 'n mens nou na die gedeelte kyk, dan is dit iets van 'n vaag, dat dit vaag weg is, nie heeltemal seker nie, maar daar moes doodsangs letterlik by hom gewees het. 'n Gevoel van verlatenheid van mense, 'n gevoel van afwesigheid van mense, 'n ervaring van ek is alleen, in die steek gelaat. En hy moet weer tot rus kom, want daar was daardie situasies waar binne God
ook vir hom gedra het, waar hy van God en mens verlaat, of waar hy van mens verlate was, waar hy ook gevoel het, baie keer ek is totaal eensaam. God het hom ook van sy struikeling bewaar. En dit help hom om tot rus te kom. Hoeveel keer kom die Here nie eintlik in ons lewe, om ons te bewaar, om ons weer op die vaste koers te laat staan nie, vir ons vas te hou binne in ons lewe. Mens kan tussen baie mense wees, en tog 'n eensaamheid ervaar, 'n alleenheid ook ervaar. En dan belangrik, wat die psalmis ook met ons wil doen, as ons tot stilstand kom, as ons in ons gebede, as ons dink, dat God getrou is in ons gebede, dan is dit ook waar, dan kan ons reflekteer ook in die Here, want dis mos ons oriëntasie, om ons te oriënteer daaroor, dat wat die Here alles aan ons gedoen het, en dit is waarmee ons dan ook binne in die toekoms sou kon ingaan. Belangrik dan is, God stuur my ook vorentoe. God stuur ons ook vorentoe. Dan word as ek dan my goedjies oppak langs die pad, daar waar ek is. As ek vir 'n oomblik tot rus gekom het, ook binne in my gebedslewe, binne my tot stilstand kom, dan wil die Here ook hê, want dis een van die moeilikste goed baie keer, is om op te staan van jou knieë af, en vorentoe te beweeg op die pad, wat die Here ook vir jou gee, en wat die Here ook vir jou droom. Daar's 'n toekoms. Daar's nie alleen, as ek tot stilstand kom, 'n pad wat agter my is nie. As nie alleen die Here waar binne ek is nie, daar is 'n toekoms waarheen ek op pad is, en hierdie ruspunt waar binne ek is, moet my ook vorentoe kan neem. Dit maak dat ek kan anders wees, alternatief wees, nuut lewe, want God stuur my vorentoe. En die vraag is altyd, as 'n klomp dinge met ons gebeur het, en God het 'n pad met ons geloop, hoe lyk ons anders na alles? Wat doen ons anders? Wat doen ons? Want ten spyte van gevaar en vertwyfeling, het hierdie skrywer sy geloof nie tot nul gegaan nie. En ek hoop dit is ook met jou waar. Dat geloof nie net 'n kollektiewe ding is tussen anders nie, maar jy self, jouself beleef, my geloof, nie net in die ons gesprek tussen die ander waar ek my beleef nie, maar in myself, in my eie tot stilstand kom. My geloof het nie tot nul gegaan nie. Die Here het hom gered. En daarom, wat gaan hy maak? Hoe lyk sy toekoms? Hy gaan ook die Here in die geloofsgemeenskap dank. Hy gaan sy geloftes aan die Here betaal. Hy gaan letterlik soos 'n drankoffer uitgee, soos wat Jakob se ook sou gedoen het daar, as hy gewees het, daar by Bethel, en God op 'n manier beleef het, sal hy ook 'n drankoffer uitgee. Hy sal sy geloftes wat hy gemaak het aan die Here, geloftes is nie 'n nuwe ding nie, binne 'n nood is dit 'n ding wat 'n mens baie maklik doen, is om geloftes aan die Here te maak, beloftes. Net belangrik dat 'n mens hierdie beloftes, as jy dit maak, nakom, en ons woorde moet maar min wees, nie te maklik dit maak nie, want dit is baie keer 'n bietjie moeilik om ons geloftes te betaal, en daarom is dit nodig dat ons voortdurend ook ten opsigte van dit in ons lewe gaan oriënteer. Maar 'n getuienis wees na buite toe. Is jy 'n getuie? Is jy die groep wat getuie lewer? Is dit ons kerk, ons groep, ons gemeente, ons mense, of wat van jouself? Wat is die individuele rol wat jy speel hier binnekant met jou verhaal, met die pad wat jy met God gekom het, of wat ons anders, kom ons gooi dit andersom, die pad wat God met jou gekom het. Psalm 84 vers 1 tot 5, sommer het ek 'n prentjie hierdie woord wat sê, dit gaan goed met die mens wat saam met ander gelowiges die Here aanbid, loof en prys. En dan loop ons enkelvoudigheid ook in die saamwees. Want wat wil die psalmis doen? Hy wil weer in die voorhoewe van die Here kom. Hy wil ook in sy taal in Jerusalem, hy wil ook daar in die heiligdom kom, en ons wil ook tussen die ander
iets van ons getuienis lewer, en ek luister so na mense wat sê, maar iewers wil ons storie vertel, iewers wil ons hê dat ander ook daarna sal luister, want dit is ook voedend vir ander mense wat saam met ons is, die saam. En ek sê mos nog altyd is dat die som totaal van die geheel baie meer is as die som totaal van die dele. Want dis nie net die dele nie, dit is dit wat ons beleef het, wat ons met ons saam dra, wat so baie is. Ons loof dan, dien, aanbid saam. Ons kom almal 'n pad van verlossing. En dis wat ons so as geloofsgemeenskappe so spesiaal maak, is dat ons almal ook 'n pad van verlossing, die getrouheid van die Here beleef het, tot rus kom en ons deel die gemeenplaas van hierdie rus wat die Here ook vir ons wil kom gee. Ek dink ons kan baie leer vanuit hierdie Psalm om ons eie getuienis in die geloofsgemeenskap te lewer, want is inderdaad 'n behoefte by almal. Maar as 'n ander gedagte hier binne in hierdie Psalm, is dat die klemtoon op die verlosser lê. Nie altyd op die verloste nie. In ons individualisering as mense, kyk ons fokus die prentjie baie binne in onsself, en ek het nog heeltyd gesê, dat dit ontsaglik belangrik is. Maar, dan het ek iets anders daarby gesê die hele tyd, en dit gaan oor God, wat getrou was nog al die tyd, en in wie se skaduwee ons staan, en saam met wie ons beweeg, van die klem lê op die verlosser, nie op die verloste nie, alleen nie. En ons moet daarom ook die liefde vir God laat echo, deurentyd, die liefde wat God vir sy troue dienaars het. So wonderlik oor die Here, oor hoe hy oor ons dink, dat die dood van een van die Here se mense vir hom geen geringe saak is nie. Dat God ook in ons dink. En dat hierdie persoon wat hierdie Psalm skryf, inderdaad homself ook beleef as iemand wat vir die Here spesiaal is. En dat sy lewe ook vir die Here belangrik is. En dis mos vir ons 'n geweldige troos, ook binne in ons uitdagings, waarvoor elke getroue kind van God te staan kom. Dis die God wat ons in geloof laat bly volhard. Ja, kom ons kom maar daarby. En ons trek nou so 'n bietjie van die pad af. Ja, elke dag. Kom met jou bonsende hart tot rus, elke dag. Verwonder jou weer oor die Here. Hê weer bewondering vir hom en vir sy goedheid, vir sy genade, sy guns. En die wonderlike is dat jy hom ken as 'n Here en dat jy geleer het al in jou lewe dat hy getrou is. Mag die Here ons ook so saam op ons saamreis seën op pad in die rigting van sy nuwe tyd. Ander woorde oor die koninkryk van God. Kom ons hou mekaar ook vas daar binne en moedig mekaar nog die hele tyd ook aan. Amen. Here, baie dankie dat U 'n pad met ons loop. Dankie dat U geregtigheid binne in ons 'n werklikheid geword het. Dat U ons regverdig verklaar het op grond van die liefde van God wat daar in Christus Jesus die Here is. Here, ons dankie dat ons ook op 'n dag soos 'n Sondag tot stilstand kan kom. Dat dit inderdaad ook 'n rusdag kan wees waarin ons kan terugkeer binne in U rus in U tuiste. Lei ons dan, Here, om vanuit hierdie oriëntasiepunt ook in die week in te loop met nuwe energie en elke môre ook die gordyne weg te skuif, iets te sien van wanneer die son opkom, van U versorging en iets daarvan te beleef veral in die mate waarin U ook 'n werklikheid binne ons persoonlike lewe is en dat dit ook wil deel word van die groep, van die gemeentes, van die kerk waarvan ons ook deel is en wat tot getuienis in die samelewing ook wil wees. Ons eer U as die Here van die koninkryk. Laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, aan U kom toe die lof, die eer, die heerlikheid, die aanbidding, die krag tot in al die ewigheid. Amen.
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met jou bly totdat Jesus kom. Amen. Mooi dag vir jou. Groetnis.